Goeienaand en vir 'n tweede keer welkom by Baardbraad. Ekskuus, lyk my ons het 'n sagte ware probleem gehad. Op ons vorige probeerslag en dan mens kan die skakel net een keer gebruik, dan wil die ding nie weer gebruik word nie. So ons is nou weer terug hier op YouTube. Bakkiesblad gaan ons ongelukkig mis. Ons sal hom maar later daar gooi. Ons hoop tweede keer is probleemvry en dat julle wel gaan lekker saamgesels. Hier met ons, hopelik is ons nou probleemvry. Johan, ek het nou al vir jou naand gesê vanaand, maar die volk het dit nie gesien nie. So, goeie naand vir 'n tweede keer. Nou, Telvin, nee, ek het nou gesit en dink, daai foto van daai ou met daai folie op sy kop, ek dink dit het die syne van jou program beïnvloed. Johan, ekskuus, ek kies 'n paar ouens wat vra waar is ek antwoord hulle nou net hierso so op die agtergrond of ek probeer hulle antwoord. Maar ja, nou so gepraat van samesweringsteorieë, dink jy iemand is bang dat ons vir die volk iets gaan vertel wat hulle nie wil hê ons moet hulle vertel nie? Ja, ek weet net nie of die volk dalk meer vir ons gaan vertel as wat ons op die oomblik weet nie. Want dit is maar 'n grys area en ek en jy is nou nie kenners op die veld nie, so ons sit ons tone hierso in 'n groot dam in. Maar hopelik gesels die ouens lekker saam en vertel vir ons wat is hulle nommer 1 gunsteling samesweringsteorie. Sal interessant wees om te hoor wat sê die ouens. Ja, ek sien nou Johan, ekskuus terwyl ek nou hier met jou praat. Ek sien Baas Koot het vir my 'n nuwe skakel vir Restream gestuur, maar ons gaan nou nie weer oor begin nie. Ons gaan nou maar hier net oop kole gooi op YouTube. Ons kan nou pragtig nie die volk vir 2 keer in die steek laat nie. Hulle gaan vir ons met klippe gooi. Maar verskoning daarvoor vir iemand wat nou uit was en weer terug is. Lyk my die ding vat ons hond. Maar Johan het so gepraat van ek steek sommer 'n pyp op dat ek net kan bedaar as ek hierdie tegnologie my so wen. Ek was te bekommerd jy gaan jou baadjie uittrek hierso. Ja, ek is vanaand dis te koud, ek sal net pyp opsteek. Ou moet versigtig wees wanneer jy kwaad wil word. Ja, ek sien nou Jans groet en ek weet ek hoop nou nie ons het vir hom Gideon verloor nie. Hy het vroeër het ek nou gesien dat hy gegroet voor die damn ding ons uitgegooi het, so ek hoop hulle kry weer die skakel. So ek sê ek vra verskoning daarvoor. En ek sien Kerneels gesels ook saam. Maar Johan, ja, kyk, hierdie samesweringsteorie is mos nou dis deesdae amper, ek weet nie of dit dalk net meer in die oog is nie, maar dit is 'n ding wat nogal deesdae, jy weet, daar's nou 'n klomp goed. Ek sien nou die Amerikaners, een van hulle geliefkoeste ding die laaste paar ruk is nou, hulle sê daar het nou niemand op die maan geland nie. Hulle sê daai ouens het ons daai tyd belieg. Alwyn, ek moet sê ek is baie skepties oor die maanlanding storie. Nou wanneer dit kom by samesweringsteorieë, dan sit ek nou op die kantlyn. Ek kies nou niemand se kant nie, maar ek het my vrae. Ek is redelik krities oor sulke goed, want as ek nou sien hoe sukkel ek om baie keer sein te kry. Tussen al hierdie torings en die wifi en al hierdie goed van vandag. Nou wil julle my vertel, hulle het nou met daai skip opgegaan maan toe en hulle het nou kontak gehad daarso en hulle kon mekaar hoor. So dis die eerste vraag wat ek het. En die tweede ding is, as jy nou 'n implement gemaak het, en die implement werk, dan gebruik jy mos nou vir hom elke seisoen. So nou in die hoeveel dekades nadat die skip geland het daarso, hoekom het hulle nog nie weer so een gebou en opgestuur? En die wat hulle nou opstuur, ek weet nie, party ontplof en party gaan van koers af en hoekom stuur hulle nie weer daai soort? Want hulle het hom ons nou gebou. Ek meen hulle het mos 'n patroon vir hom. So my vraag sal nou maar wees, hoekom het hulle nou nog nie weer een opgestuur nie? Ja Johan, ja kyk, die Challenger het mos nou gewerk soos 'n bom. Jy weet so. Maar in 'n geval nou hoor ek die ouens sê hulle het nou blykbaar 'n ding daar geplant op die maan, 'n spielerige ding wat jy nou kan kyk en kan goede terugbond. So hulle sê ek sien die ouens wat nou sê dit het nou so gebeur, nê, sê nou nee, jy kan nou die ding nou toets met die goed wat hulle geplant het daar.
Maar jy weet, hulle erken die foto's was nou nie heeltemal op die maan geneem nie. Hulle sê daai fotograaf het nie mooi saamgespeel op die maan nie. So hulle het die foto's man in 'n studio geneem laat dit lyk asof dit op die maan geneem is. So hulle sê hulle het 'n bietjie maar die mense bietjie probeer bedonder, maar alles was daarom nou nie heeltemal so nie. Maar nou jy sien, dit is nou die kern van waar samesweringsteorieë vandaan kom. Is daai bietjie bedonder. Want as jy nie die hele waarheid praat nie en daar is so 'n ruimte vir onsekerheid. Dis waar 'n samesweringsteorie ontstaan. Hy vul daai gaping waar daar nie ek wil amper sê feite neergesit kan word nie. Kom ons vat Loch Ness monster byvoorbeeld, daai ding wat hulle glo wat daar is. Party mense sê hulle het hom gesien, ander het nou al gaan soek na die ding, maar solank soos wat hulle nie daai dam gaan uittap nie, gaan jy nie weet nie. Daar is daai bietjie onsekerheid. En dit is in daai onsekerheid wat samesweringsteorieë groei en blom en vrugte dra. Die oomblik as iemand jou bietjie bedonder, dan kan jy verwag dat ouens hulle eie storie opmaak, want mense wil weet wat aangaan. Johan, ek vermoed daai Loch Ness monster, ek het eintlik vergeet, ek het hom nie op my lysie geskryf nie, maar ek is seker daai Loch Ness monster wat was te doen met 'n paar Skotse vissermanne en daar was Skotse whisky by betrokke. Ek dink dit is waar daai ding ontstaan het, jy weet, daai grootte wat weggekom het, daai ouens kon net nie ophou lieg nie, jy weet, hoe raak daai spilletjie al groter. Maar kyk, ons het ons eie weergawe van die Loch Ness monster natuurlik. By die Verwoerdam is daar mos die storie wat loop dat die baber so groot word, daar onder teen die dam, dat die duikers bang is om daar in te gaan en die babers eet die tannie se hondjies op as die hondjies naby die oewer kom en ons het hier in die Vrystaat al 'n hele paar stories gehoor oor die grootte van die babers in die Verwoerdam. Dat ou Loch Ness monster is geen ding teen dit, maar miskien is dit 'n Skotse baber wat gespring het en toe hulle die foto geneem toe die ou nou net so half uit die water uitkom. Nee, dis nou vir my interessant, Johan, ek het al daai storie gehoor, maar ek het nou nie, lyk my daai storie loop diep, ek het nou nie van hom geweet daar by die Verwoerdam nie. Selfe storie, maar dit was by die Vaaldam gewees, soos ek hom gehoor het. so ek weet nie of daai ou nou, dink jy hy was op 'n landswye toer met sy storie gewees? Nee, ek is nie seker nie. Is miskien 'n visserman wat hom by die Verwoerdam gehoor het en toe by die Vaaldam gaan vertel het. Maar as hy by die Vaaldam is, jy het so baie afval in die hoel in daai dam, laat daai, ek dink nog, ek wil amper sê ekstra ledemate of 'n derde oog of 'n ding kan hê. Ja, kyk Johan, met al die stront wat in die Vaaldam instroom, toe daai ding deur die sluys probeer gaan, maar toe sit hy vas. Hy's te groot. Toe spring hy seker oor die dam en toe vat hy die rivier af. Hy het op plekke in die val so 'n bietjie vasgesit om die draaie, maar hy het uiteindelik by die Verwoerd uitgekom. Ek het gedog van al die goed het hy nou al verander en self voete gegroei en geloop Verwoerdam toe wat die water is skoon. Ja nee, wragtig, ek dink hy was dalk bang hy word gekaap langs die pad. Ek dink nie hy so liever loop nie, hy het maar in die water gebly. Maar dis nou nogal snaaks, hierdie stories wat ons nou so vertel. En ek dink nou, behalwe nou, ons het nou verlede week gepraat, ek dink was verlede week, kan al 2 weke terug wees, het ons so geraak aan die Tokkolosi. Ja, was verlede week. Maar die Amerikaners het ons nou hierdie Bigfoot, of as daar waar dit nou meer sneeu is, dit mos nou die Sasquatch. Nou, soos ek verstaan, is dit 2 verskillende goede, maar die een is selfe ding, maar een is wit en een is nie wit nie. Maar dis nou nie 'n rassistiese spil nie, die een kom daarvoor waar dit sneeu, en die ander een blykbaar in die woude. Maar ons het nie so 'n Bigfoot ding hier by ons, of toe ek gaan jag het ek hom ook nie raak geloop nie, of weet jy van so iets hier by ons? Nee, dis nogals een wat nie in Suid-Afrika wat ek al gehoor het nie. Ons het is maar 'n paar van ons eie stories, maar soos ek sê, daai enetjie het ek nog nie hier gehoor nie. Suid-Afrika natuurlik een van die grootes is die kreermiljoene. En die teorieë oor waarom Paul daai goue ponde weggesteek het.
een van die groot samensweringsteorieë of vraagstukke of fabels of raaisels. Is daar sulke goud, is dit iewers weggesteek? Van ons vriende gesels baie daaroor. Maar dit sal daarom 'n goeie vind wees. As 'n ou kan daai ou Transvaalse goud weer in die hande kry. Ja, ek sien nou Corneels het vroeër vanaand hierso het vroeër vanaand saamgesels en ek sien nou Andri sê nee, by Harties is daai babers ook so groot. So nee, lyk my ons het groot babers hierso by ons. Maar ja, Corneels kan miskien saamgesels oor daai kreer miljoene. Johan, maar dink jy nou nie as dit nou al, ek meen oom Paul is nou volgende jaar sou oom Paul nou 200 jaar oud geword het, is volgende jaar sy 200ste verjaarsdag. Maar dit is daarom nou nie so lank terug nie. Wat is dit seker omtrent so nou 125 jaar terug. Daar rondom wat die kreer miljoene nou sy oorsprong vandaan gekry. Dink jy nou nie met daai stories wat nou so geloop het dat ouens in 125 jaar moes dan mos iemand dan seker gelukkig genoeg gewees om baie goed te kry sou dit bestaan het. Ja, Alwyn, ek weet nie genoeg van die ding af om myself as 'n kenner uit te gee nie. Ek vermoed daar's goed wat al langer begrawe is as dit. Die argeoloë krap aan goed uit wat duisende jare terug begrawe is. So as hulle hom seker diep genoeg begrawe het en min genoeg mense geweet het, kon dit dalk ek weet nie 'n geheim gebly het. Ek weet nie. Ek het nie 'n hond in die geveg op daai ene nie. Ek dink dit sal aangenaam wees om dit te herontdek. Ek het nog altyd, want die ding van die kreer miljoene, ek dink 'n groot deel daarvan lê in die werk van hom Siener wat gesê het dit gaan weer herontdek word. En ja, ek het maar my eie samensweringsteorie daaroor dat die kreerponde of hierdie skat eintlik maar die karakter is van die boervolk en dat dit herontdek word. Ek het myself nou maar gaan troos daaraan. So ek weet nie of soos ek sê die goud sal 'n mooi meevallertjie wees. Miskien is daar iemand wat weet waar dit is. Johan, ek sien nou met al hierdie diep mynskagte, kyk ons is nou van die diepste myne in die wêreld hier in Suid-Afrika, maar ek weet nou met daai mynskagte wat hulle nou so diep kilometers ver gesink het hulle boggerol gekry, so hulle vertel vir ons Afrika het al 2000 jaar terug draadloose internet gehad. Jy weet, dis blykbaar die nuutste samensweringsteorie. Omdat daar geen vorm van draad gekry kon word nie. Maar Johan, ek is nogal redelik skepties oor hierdie kreer miljoene. Jy weet, ek dink as 'n ou bietjie geskiedenis ken, jong, ons het dan baie wapens by die Duitsers gekoop en ammunisie en goede, en 'n klomp van die goede was daar, die Portugese daar by Lorenzo Marx, toe kon nou nie die skippietjies, of het toe nou daar opgehou, maar jy weet, die Transvaalse Republiek was op daai stadium 'n redelike jong republiek, hy was nie verskriklik baie oud nie, so nadat goud ontdek is, jy weet, daar was nie so baie, jy weet, dis nie asof jy jarelang tyd gehad het om belastings bymekaar te maak nie. Ek dink daai geld was gespandeer op die bietjie wapentuig wat ons kon bekostig. Ek is nie heeltemal so seker dat dit ooit bestaan het nie. Ek is nou een van daai skeptiese ouens op daai ene. Maar jy is ook oor die algemeen redelik skepties teenoor die goed. Ek meen jy is nie lief vir 'n samensweringsteorie nie. Johan, dit hang af. Kyk, ek kan baie keer buite 'n lekker ene, jy weet, maar dit moet vir my sin maak. Jy weet nou so werk hierdie samensweringsteorieë, hoe minder jy van 'n onderwerp weet, hoe makliker byt jy aan die blerrie ding. Jy weet, dit is wat hierdie goed nogal redelik stiekrag gee, en dan hardloop die ouens nou redelik weg met die goed. Ek sien nogal op sosiale media, deesdae is die ouens wat nou glo die aarde is weer plat. Ek sien hulle is nou weer baie. Ek het nou nooit gedink met die tegnologie wat ons nou vandag het sal die plat aarde ouetjies teruggekom het nie. Ja, dis 'n ding wat vir die laaste paar jaar weer erg kop uitgesteek het, en
jy weet daar's 'n klomp interessante stellings wat hulle maak wat nie geantwoord word nie. En in daai stellings weer eens is die gronde daarso om die vraag te vra. Dis weet as die aarde rond is, dan moet water oor 'n sekere afstand, 'n sekere kurwe hê en dit het dit nou nie en jy weet daar's klomp sulke ek wil amper sê verskynsels wat 'n afleiding moet wees van die aarde wat rond is en dan omdat die verskynsel nie effektief of mooi uiteengesit kan word of verduidelik word of hulle vrae geantwoord word nie, word dit dan die data om die volgende teorie of die volgende afleiding mee, ek wil amper sê te bewys. So ja, dis 'n moeilike een. En dan staan nou ouens soos Elon Musk wat ook nog blerry stout is en dan gooi hulle altyd sulke leidraadjies oor die ruimtetuig het so gegaan want hy het vasgevlieg teen die dak van die aarde en sulke goede. En ja, partykeer is dit humor, partykeer is jy ouens ernstig en op die einde van die dag weet jy nie meer wie grap en wie's ernstig en wat is 'n spottery en ja. Ek sien Corneels, maar hy lyk my hy gaan soek die hele wêreld of die hele land vol, sal ek sê, want hy praat eers hierso van dit nou na aanleiding van die kreerbaande. Praat hy nou van hy vermoed mens gaan in die Kaap te Goede Hoop dalk antwoord kry. Ek weet nie, hy was nie Kaap om nie. Hy hierso op die Gelderland is hy hierso. Hy daar by die Portugese die Hollanders kom oplaai so ek weet nou nie. Ek sien nou een van die groot ouens het nou gesê en nou praat Corneels ook iets van Midrand se grondregte en hy sê wat is die mees beskermde gebied, so hy praat in raaisels, jy weet hierdie samensweringsteorie moet mos in raaisels gepraat word, anders verstaan iemand dalk. Ja. Maar ek sien daar was een ou wat nou in die Kreer Wildtuin gaan soek het vir die goede. Maar jy weet ek dink vandag kan hulle nou maklik dink jy's 'n renosterdief, dan kan hulle vir jou dalk skiet as jy nou loop Kreer miljoene daar in die Willetuin soek. Maar ek weet daar was al 'n ou wat gereken het dat dit daar in die Willetuin iewers wees. Ja, wel, dit is 'n sleg plek om te dink. Dit is daar nie. Ek meen, behalwe vir die veldwagters is daar mos nou nie baie mense wat amper sê in daai bosse loop en te kere gaan nie. So en dit is daar in julle wêreld. So dis dalk as dit dan nou weggesteek het iewers en hoe ironies sal dit nie wees as die Kreer miljoene in die Kreer Wildtuin weggesteek is nie. Dit sal daar's 'n bietjie humor aan dit. So ja, nee, is interessant. Maar as daar iemand is wat dit gaan kry, is dit Corneels. Ja, nee, ek dink hy is die man wat ons op baie spoor kan sit. Maar ek sien nou ek wil nou net sien wie was dit? Christo Legrandsie. Hy maak nou 'n lekker opmerking hier of eintlik 'n baie ware opmerking. Hy sê om te verskil met die hoofstroom media maak van jou samesweerder. En dit is nogal deesdae waar, Johan. Ek het nou al 'n klompie kere gesien wat 'n ou uitgekry was. Ek weet selfs ons hier by Baardberaad moes ons sukkel nogal om te praat. Partykeer moet ons osself van toom hou en YouTube het ons al vir ons klappe uitgedeel vir al die oor die entery storie. En enigiets wat met die entery te saam te doen mee gehad het, as jy daar teen was of jy praat nou van een of ander alternatiewe medikasie. Kyk, as jy nou hardop beesmedisyne sê en jy noem daai beesmedisyne nou op sy naam op die lig, gaan verstaan daai ouens skielik Afrikaans ook en dan wil hulle is op jou program van die lig afhaal. So dis nogal waar, jy weet, dan en ek dink dit gee baie van die stories partykeer ook stiekrag en baie van hierdie goed wat die ouens uitgekry het is 'n samensweringsteorie 'n paar jaar verder in die pad af dan was dit nou maar net 'n ander woord vir die waarheid gewees. Maar die ouens wat jou houe uitdeel of klappe uitdeel, hulle vra nie noodwendig om verskoning nie. Nee. Ek sit nou en dink, jy het gevra van die Bigfoot van Amerika en toe val dit my nou op. Ons het in 'n gevangene TV-program van hom gemaak. Onthou jy vir Z? Ja, Johan, ek dink voor dit was dit Casimir geweest. Ek weet nie of jy vir Casimir kan onthou of hy 'n bietjie voor jou tyd was nie. Ja, nee, maar in elk geval, wie was dit? Was dit
Orgsmal wat dit gespeel het. Of iemand, maar in elk geval, die ding met samesweringsteorieë, daar's 'n, kom ons sê, 'n mal teorie, en dit word 'n samesweringsteorie genoem. En almal wat daarin glo is malletjies. Dis die wegtrekpunt. Nou kom daar iets waar daar nie data is nie, en mense begin om data los te maak, en party ouens kry kry 'n stukkie beet en hulle rafel hom uit en hulle ondersoek en hulle is bereid om die vrae te vra en uit dit uitkom maar 'n paar idees. Nou word hulle samesweringsteorieë of samesweerders, wat noem mens dit? Malletjies genoem, of wat ook al. Wat noem jy dit? Maar in ieder geval, om sekere mense se leuns te beskerm. En ek dink dis die groot verskil tussen 'n regte samesweringsteorie waar daar nie data is nie, wat mense 'n storie opmaak om dit te verduidelik, teenoor 'n leuen wat jy het nou iets snaaks sou gelees. Teenoor 'n leuen wat vir ons vertel word, en die oomblik as ons nie die leuen wil glo nie, dan word ons uitgekry as 'n samesweerders of wat ook al. En dit is 'n irritasie. Ja, Corneel se daar die mooi naam, hy sê komplotters. Jy weet, ons is nou komplotters. So, nou moet ek sê, vir my is dit dan nie 'n groot skuif nie, van maplotter na komplotter is dit seker nou nie so groot, so groot verskil nie, so, ons is seker naby genoeg, maar nou sien ek, as mens nou bietjie na die hedendaagse goed, mens kan nou in Amerika oor, Kennedy is daar nou natuurlik baie goed, nou maar met ou Trump wat nou nie meer hou van oorskiet nie. Jy weet, ek sien nou en met die Verenigde State se wat sal mens nou geheime diens of wat is hulle, Secret Service, ja, seker geheime diens in Afrikaans wat hom nou beskerm, en dat die ouens sien ek het nou vanmiddag so 'n bietjie gesoek na nuus, waar die ouens in die voor hulle politikuste in die senaat of wat ook al nou moet kom getuig, en jy weet, daai ouens, niemand, kyk, as jy dink die politici kan nie reguit antwoord gee nie, moet jy die ouens sien. Jy weet, en hulle antwoord nie 'n vraag nie, en hulle gee ook nie reguit antwoorde nie. Jy weet, dan begin nou ook baie vrae ontstaan, soos jy nou gesê het. Jy weet, was dit nou 21-jarige ouetjie, of jy weet, hulle sou nou 'n bietjie begin krap, daar's net te min inligting, daar's net te veel vrae, daar's net te veel omstandighede wat nou in plek was, jy weet, ouens wat nie op hulle pos was nie, ensovoorts. Jy weet, laat hierdie ding ook skielik, jy weet, baie vrae laat ontstaan, jy weet, en dan moet hy nou, jy weet, as dit nou nog teen Hillary Clinton was, dan was die vraag seker dadelik, dan almal geweet, wat is die antwoord, maar, jy weet, hierdie goed laat nou wêreldwyd laat dit 'n paar ongemaklike vrae laat vra. Ja, en jy weet, Alwyn, ek dink mag in die wêreld net so gekonsentreerd geraak. En nou kom ons natuurlik by die groot naam in samesweringsteorieë uit, die wêreldmag of die een wêreldorde of die Illuminati of wat ook al jy dit wil noem. En hierdie idee dat 'n klein groepie mense eintlik maar al die mag en politiek in die wêreld beheer, en bepaal wat die toekoms gaan wees, en uitspreidend uit dit uit, het jy dan 'n klomp ander goed wat gebeur, soos byvoorbeeld die druk wat op landbou toegepas word, soos byvoorbeeld die temperatuur of die klimaatsveranderinge wat toegeskryf word aan CO2, die hele digitale stelsel, hierdie idee dat ons almal gaan toelaag kry, die koolstofvoetspoor, al hierdie goed kom nou uit hierdie, ek wil amper sê een teorie uit, dat daar 'n klein groepie mense is met die mag om dit alles te doen, dat die enstof was deel van dit. So, nou kom jy by regerings, en reguit vrae word gevra, en hulle weier om dit te antwoord. So wat moet jou burger dan doen? Jou burger kan of nou maar tevrede aangaan met sy lewe sonder antwoorde, en dis nie wie ons is nie, ons het vra. En dit gaan nie lank wees voordat iemand sê, maar as dit en dit by mekaar kom, dan is hierdie 'n moontlikheid.
En daai moontlikheid word nooit weer lê nie. Daar word nooit die regte feit op die tafel gesit nie, want die vraag word nooit geantwoord nie. En so word dit nooit nog 'n teorie gebore. En dis die naam van die ding, is 'n teorie. Ek dink sommige mense glo dalk baie in hulle eie teorie. En nou weer eens word daai teorie gevorm in die afwesigheid van betroubare inligting. So hy is dalk heeltemal reg dat daar iets verkeerd gebeur. Hy is heeltemal reg dat ons bedonder is. Maar hy is dalk nie noodwendig reg in die manier hoe ons bedonder is. En dis nou waar hulle maklik vir hom kan sê, maar goed, jy's nou 'n komplotter, jy het nou die pad heeltemal verloor, want dit wat jy maak, sê maak glad nie sin nie. Maar ten minste weet hy is bedonder. So ek dink dit speel ook nogal 'n rol in die hele gesprek rondom die teorie. Ja, Johan, ekskuus, ek vra nou hierso, Christo het gevra wat het van ons superchat geword. Ek wil hom net antwoord, Christo, ek het nie idee nie. Ek verstaan hierdie tegniese goed nie. Ek het daar gevra vir die slimmer manne, het ek daar wat sê die ape boodskap gestuur. Ek weet nou nie of die manne beskikbaar is nie, maar ja, ek weet nie, maar ons sal kyk, soos ek sê, ons het 'n bietjie tegniese probleme voor die tyd ondervind. Ja, jammer daarvoor. In die afwesigheid van die gaan voort, in die afwesigheid van die data rondom die superchat kan die samesweringsteorie gebou word. Laat ons by Boer Media genoeg fonds het om self aan te gaan en nie hulp nodig het. Maar dit sal net 'n teorie wees. Dit is jou teorie, Johan. My teorie is dat die ouens wou ons vanaand nie op die lug gehad het nie. Ons was, hoeveel het jy gesê, 39 sekondes, toe iemand ons kraantjie afgesny, toe moes ons nou oorbegin, en nou het hulle ons superchat ook weggevat. Ek vermoed Annie is besig om te kyk hier na ons, en jy weet, hulle probeer nou hard om hulle regte knoppies te druk, en hulle sien nou, as hulle ons nie van die lug af kan kry nie, dan moet hulle die klein bietjie geld wat ons kan inkry ook vat. Ja, alwen as jy nou die 39 vat, en jy plus die 3 by die 9, dan kry jy 12, en as jy die 12 vat, en jy plus die 1 by die 2, dan kry jy 3, en as jy die 3 vat, en jy die regte handsymbool, ek weet nie wat die een is wat Trump nou weer oor in die moeilikheid was nie, en jy wys nou dit op, dan is jy... Ja, nee, Johan, ek weet nie waar die superchat is. Ja, ek dink nie ons het die ander ouens nodig nie, ons kan sommer ons eie se uitdink. Jy weet, ek dink ons loop sommer lekker met dit. Maar as jy nou sien, ons het nou gepraat, en ek sien nou die ouens wat nou daarvoor voor hulle senatore gaan sit het, soos ek sê, met die Trump goed, en hoekom was die ouens nie op die dak nie, en wie het vir hulle gesê, hulle moet nie daar wees nie, en wie was in beheer van wie, en is iemand al gefire, soos Trump altyd op sy storie gesê het, en niemand is nog aan die pad gesteekie. Jy weet, dan wonder ou, en dan kyk ons na ons eie land, dan as mens kyk na die moord op Dr. Verwoerd destyds, dan was daar ook daarom 'n baie klomp goed wat nie sin gemaak het nie. Oor hoe die halwe Griek 'n skoonmakerspos gekry het in die parlement, om mee te begin. En dan daarna, hoe vinnig die ou Konsys mal was, voor die tyd het hy niks mekeer nie, en hy was nou in die Malletjie Hospitaal, hier Sterkfontein, is seker soos die kraai vlieg, ek wil nou nie vir jou jokkie Johan, maar ek wonder, seker 25 kilos hier van waar ek is. Jy weet, en die ou was daar tot, hy is nou eers 'n paar jaar terug oorlede, en jy weet, half heeltemal weg van almal af, en jy weet, daar, en dieselfde dokters wat die ou verklaar het, wat in vorige sake betrokke was, as mens daai saak ook 'n bietjie begin oopvlek, dan is daar ook baie meer vrae as antwoorde. Ja, en ek dink die stukkie inligting daarso is, daar's 'n aktetas wat verdwyn het, of daar's 'n iets wat weggeraak het, en dan die ander deel van daai vraagstuk was die intensie van Dr. Verwoerd met Suid-Afrika. Waar dit klaar blyklik, en weer eens, hierdie is die teorie, waar dit gelyk het asof hy druk in 'n tipe van 'n federale stelsel, om meer mag aan die tuislande te gegee het, en die klas van goed, en waar sekere van ons mense dit nie wou gehad het nie. So, weer eens, klomp vrae,
En uit daai vrae uit het daar teorieë ontstaan en is daar brokkies inligting wat deel vorm van 'n gesprek. Daar is seker mense wat weet presies wat daar gebeur, maar ek dink hulle vat dit maar saam met hulle. Ja, ek dink as jy in daai bedryf is en ek sien Corneels haal hierso die boek aan, die lang generaal. Maar daar's gedeeltes daaraan, maar dit is 'n bietjie weier as die lang generaal. Ander plekke lees hy ook nou redelik daaroor. Ek dink die lang generaal se storie eindig op 'n lekker manier. Ek weet nou nie, weet ek is soos ek sê party goed vat ek maar met so knippie sout. Jy weet maar iemand anders het nou hier voorheen gesê, ek kan nou nie onthou wie's dit, die mense gesels so lekker vanaand en ek geniet dit baie as die mense so lekker gesels, maar dan verlore ou nou wie wat gesê het wanneer. Maar iemand het nou ons het nou nog nie vanaand ook oor die VVV's gepraat nie. Dis nou natuurlik daai vreemde vleiende voorwerpe of die UFO soos die Engels het genoem het. Ek sien deesdae alles kry mos 'n ander naam, jy weet 'n man word 'n vrou en al sulke goede nou UAE's of iets, ek kan nie onthou wat noem hulle die goede nou nie. Maar toe sê die nou nogal snaaks dat jy weet hierdie ruimtemannetjies hulle kom blykbaar net in Amerika voor en ook hier by ons nie. Nee, Alwyn, maar daar was dan 'n storie in die huisgenoot gewees wat hulle een hier in die Noord-Kaap van geskiet het of afgeskiet het. Jy weet, ek het groot geword toe hulle nou eerste keer van VVV of van OVV of van ons het groot geword met die Vrystaat Vroue Vereniging. Toe kan ek nou nie verstaan waar almal nou so vreeslik omgekrap want hulle vergader dan elke Woensdag. Dis mos nou niks naas nie. Nee, maar dis interessant. As jy gaan kyk na die uitspansel, die heelal. En ons het geen idee hoe groot of hoe ver dit is nie. Ek meen ons kan maar ten klein deeltjie sien. Dan kan jy vir jouself dink dat daar mense is wat die vraag vra, maar is ons alleen hierso? Is ons alleen in hierdie hele groot heelal? Verstaan ons dit alles? Kan ons regtig daai, jy weet, stelling maak om te sê ons is die mees gevorderde wesens in hierdie onbekende, oneindigende, wat ook al, weet dis 'n vraag wat mense vra. Weet nou vra die een hoekom die vreemde wesens van buitekant af nou nog nie met ons kontak gemaak het. Toe sê hulle maar as jy na ons kyk, sal jy met ons wil kontak maak. Hulle dink dalk nie soveel van wat ons doen met ons aarde nie. Maar weer eens, dit is nie afwesigheid van daai inligting. Ons weet nie hoe groot is die heelal nie. Ons weet nie waar stop hy nie. Ons weet nie wat is als daarin nie. Ons weet skaars, daar's klaar blyklik 'n spieël op die maan waarin jy kan jou refleksie sien as jy mooi kyk, wat hulle daar gelos het. Maar boonbehalwe dit weet ons eintlik maar bitter min van wat daar buite aangaan. Wat is dit? As afwesigheid van data en in dit word gebore die teorie. Maar ek sien nou, Johan, vertel nou, ek weet nou nie van die ding in die Noord-Kaap nie. Ek het nou geweet van area, wat is dit, 54, in Amerika, maar ek het nou nie geweet van die ding in die Noord-Kaap nie. Maar ek het nou al daar in die Noord-Kaap gery. Het die ding net, daar kry jy niks uit nie. Die ding se instrumente het seker nie gewerk nie, toe val hy, of hy's gekaap of iets, want hoekom nou, wat in die Noord-Kaap, daar is niks en niemand nie. Ja, ek weet nou nie van daai Area 54 waarvan jy praat nie. Ek het al gehoor van Area 51, maar miskien weet jy nou alweer iets wat ek nie weet. Nee, ek sien Corneels help my ook vandag hier reg. Hy's 51, maar ek het geweet dis iewers aan die 50ste doen. Ja, ek het ook gesê Noord-Kaap, maar ek was dalk bietjie vinnig uit die blokke uit. Dit was dalk in die Kalahari gewees. Ek is nie heeltemal seker nie. Ek onthou net die huisgenoot storie van die mense wat die ding gesien het in die Kalahari, maar dit is baie jare terug. Ons praat nou daarom van 2-3 dekades terug. Ek sien hierso Corneel sê, nee, daai ding is afgeskiet, maar dit was dan seker, dan moet dit, ek sal die storie koop dat hy afgeskiet is, maar dan moet dit meer as 30 jaar terug wees, want ek dink nie is ons weermag kan op hierdie stadium 'n friendly teen Lesotho wen nie. Jy weet so, ek glo nie ons weermag sal dit nou kan doen nie. Ja, ek is nie seker nie. Miskien is dit na dieselfde argief toe as die Kreer miljoene.
En natuurlik die grootte in ons geleedere Alwin waarvan jy ook daarin nou al beskuldig was is die Vrye Messelaars en Broederbond storie. Kyk, jy kan nie in hierdie volk jou kop uitsteek om iets te doen en dan word jy nie beskuldig daarvan nie. Dit is natuurlik 'n baie algemene teorie om mense dit nou te noem. Hoeveel mag en hoeveel invloed hierdie ouens het of gehad het of nog steeds het, weet ek nie. Maar dit is ook 'n baie gewilde teorie in ons ou volkie. Ek sien nou net hierso ekskuus, ek gaan nou terugkom daarna jou toe Johan. Corneels praat, hy sê nou daai skippietjie, ekskuus dat ek nou hier terugkom, en ons sal nou 'n bietjie daai rigting loop. Maar hy sê daai skippietjie is nou blykbaar FSA toe. Nou weet ek nie wie vir hom het hulle 'n Uber gestuur of hoe het hulle die ding kom laai en hoe het hulle daai ding nou so stilweg daar gekry. Maar jy kan seker maklik om iets uit die Noord-Kaap uit te kry, want daar's niemand wat jou kan sien as jy iets daar doen nie. Daar bly net 3 mense en 'n hond. So as daar so iets gebeur, moet dit seker in die Noord-Kaap, is seker die beste plek vir so iets om te gebeur. Nee, jy moet vir Andrew vra. Maar kyk, Appington het mos 'n groot internasionale lughawe. Dis mos die langste aanloopbaan in die land of wat ook al die geval is. So hulle kon hom daarso gevat het. Is dit die langste nee man, dit is daai verneekpan waar hulle die karretjies jaag sonder dat die speedkops hulle vang. Dit is mos daai het hy nou daaroor toe kon hy nie seker, toe hy net nie lank genoeg nie. Toe kry daai dinge backfire, jy weet, en toe hy nou daai een nok kry in die engine, toe val die ding en toe hulle nou op hom skiet, toe dog hulle het hom raak geskiet, maar ek sien nou die ouens sê nee, dit was in die 70s en 80s blykbaar daar rond. Ja, nee, soos ek sê, dit was omtrent 3 dekades terug. Maar ja, hy het seker daar verneekpan 'n Toyota geduis en toe dit nie gemaak het. Ja, jy weet, ek dink hy ruimtemannetjies, dis hoekom hulle nou as hulle Afrika toe kom, as sit hulle nou blykbaar cruiser suspensies onder daai skippietjies, dat hy daarom nou daai grondpaaie ook ding kan doen. Jy weet, daar by hulle is die paaie bietjie beter as wat dit in die Noord-Kaap is. Alwen natuurlik 'n ander een wat ook baie gewild is HAARP. Nou ja, as ek reg verstaan, gaan dit oor weermanipulasie. En hoe daai, ek weet nou nie met elektries of met iets of met golwe of wat ook al, kan hulle die weer manipuleer. Nou ek is geneig om dit te glo want ek kry bloody koud die winter. Ek kan nie dink dat die Vrystaat so smaak nie. So miskien is hulle besig om nou met dit te speel. Maar ja, die ouens reken die golwe kan hulle weerspatrone beïnvloed in die klas van goeie. Weet jy al gehoor van dit nie? Nee, ek het nou nog nie spesifiek van daai gehoor, Johan, maar ek dink dis 'n samensweringsteorie dat jy nou sê jy begin koud kry in die Vrystaat en dat hierdie nou Kamersdag koud is. Die Vrystaat is altyd koud in die winter. Ek het jou mos gesê, gaan mens, jy weet, toe daai ouens getrek het daar in die Kaap, nê, toe hulle daar by die Oranje rivier kom, toe is daar 'n bordjie wat daar so sê, die simpelgrond is aan daai kant van die Oranje rivier, die goeie grond is aan die oorkant van die Oranje rivier. Jy weet, toe 'n klomp ouens daar oor getrek. Die ouens wat kon lees of die ouens wat saam was met die wat kon lees toe hulle by die Vaalrivier was gekom en toe kry hulle weer 'n bordjie, toe sê hulle aan daai kant van die rivier gaan jy vrek van die koue in die winter, trek oor die rivier. En toe staan nou net die ouens wat kon lees, het toe nou al met die ouens wat nie kon lees het 'n bietjie deurmekaar geraak, so toe die nie lesers almal daar in die Vrystaat agtergebly. So nee, daai plek is net 'n plek wat goed genoeg is vir weermagbasis. Ja, ek moet sê, kyk, ek weet daar is seker teorieë oor Urania ook, maar een ding wat die waarheid is oor Urania is, daar kan hy daarom koud word. Dok Louis Botmas het altyd sy foto's op daarso en ek het gesien, hy het ook maar 'n koue winter agter hom. En dan draai hy om en dan word hy daarso vrek warm ook nog. So dit is daar's nie plek daarso sonder data om jou teorie te maak nie. Hy word blerrie koud en hy word blerrie warm. Nee, ek het een keer al een van hierdie halwe bakkies, hierdie goede wat mos nou baie sitplek voor het, maar dan het hy net 'n halwe bak.
So is nou seker net 'n halwe bakkie. Ek het al so 'n halwe bakkie hout afgery, ingevoer daar na Orania toe op 'n keer. Laat ek genoeg hout saamvat want ek was in die winter daar en ons het 'n groot vuur gemaak en ek het in die helfte van die aand het ek 'n baadjie gaan leen want toe het ek nie 'n warm genoeg baadjie vir daai plek gehad saam met die halwe bakkie hout wat ek ingevat het. Nee, daai plek glo ek vir jou ook. Dit is nou nie 'n samesweringsteorie nie. Ek dink daar's genoeg data vir ons om dit te kan om daai definitief te kan bevestig. Alwen, ek kan nie onthou of jy op die aand daar was of nou dieselfde aand was nie, maar ek was een keer daar saam met president Tiaan gewees en toe het ons op daar rondom 'n vuur gestaan in die aand toe begin die manne so half teen die kante van hierdie dit was nog daar by ek dink dit was Sarel Roet se plek gewees. So teen die kante sit die stoele en hierso so teen al hoe later toe bring daai koue van Oranje, daai spul boere bymekaar dat hulle op die einde so skouer aan skouer om daai vuur staan. Man, wat 'n wonderlike ding om te sien. Dis juist daai einste aand wat ek moes loop baadjie leen wat ek gebruik het. Ja, ek het vergeet dit was daai aand. Ja, nee, jy's 100% reg. Maar jy praat nou nogal so en dit het nou al 'n groot gespottery onder ons klompie meegebring hierdie vrymesselaars. Ons volkie soos jy sê het mos nou 'n ding sodra jy nie met 'n ou saamstem nie of sodra ou nou een besluit neem wat jy nie van hou nie, dan kry ons mos nou die ou uit as 'n vrymesselaar. Dis hoekom ek hou van die internet, Johan. Ou lees goed oor jouself wat jy nooit van jouself geweet het nie. Jy weet soos dat jy nou blykbaar 'n troffel in 'n winkelhak het. Dis in 'n passer, ja, die passer is die ander ding. Wat die ouens nou het en dan jy weet dan dink ouens jy weet ek het nogal dis nou 'n samesweringsteorie, maar daai een het ek dis nou 'n groot klip in my skoen, nie is 'n klippie nie. Want jy weet sodra jy nie met 'n ou saamstem nie, dan kry jy hom uit as 'n vrymesselaar en dan dink jy die res van die wêreld moet nie meer hoor nie, jy weet. Dit is soos hierdie ander ouetjies wat jou skielik sommer net sê jy's 'n rassis en dan dink hulle het die geveg gewen. Jy weet dit is vir my, ek dink daai vrymesselaar redenasie is vir my 'n lui argument. Jy weet so nou kan ek daarom hier verklaar vir al die ouens wat my al as vrymesselaar verklaar het. Laat weet net by watter losie ek moet aanmeld want ek dink ek is 'n paar vergaderings agter, so asseblief. Miskien kan die ouens daarmee help. As ons 'n vrymesselaar hier het wat kan ons dalk kan help. Of uithelp of die kontakte kan gee. Jy weet laat ons ook kan ryk en beroemd raak hierso. Johan, so want ek dink ons doen iets verkeerd. Ja, kyk, hulle sit as prins hulle superchat af. Nie soos ons sit wat uit onkundig. Maar ek het nou al baie gewonder. Kyk, die vrymesselaar broederbond argument, hy kom gewoonlik voor wanneer jy hom op 'n plek het met 'n argument en hy nie die kan sinvol, volwasse terug redeneer nie. Wanneer die argument doodloop en hy sien hy's verkeerd, dan gewoonlik word dit gebruik. Jy kan maar gaan kyk 9 uit die 10 keer as jy iets doen wat hulle nie kan, met ander woorde as daar prestasie gelewer word terwyl hulle nie presteer nie, dan is jy 'n vrymesselaar. As jy argument maak wat hulle nie kan teenstaan nie, dan word jy 'n vrymesselaar of 'n broederbonder genoem. So ek wonder daarom nou die vrymesselaars raak hulle nie ook al gatvol laat jy weet lelike ouens soos ons die hele tyd genoem word wat hulle graag wil wees nie. Die ander ding is ek sal jou nogal so 'n voorskoot wil sien. Ek dink dit kan interessant wees. Maar ek het al baie gewonder. In die ou dae was wat ons mense met die hande gewerk het, nê? Ons het gebou in Orania is daar 'n klomp mense wat bou en hulle messel. Nou as jy nou 'n messelaar van beroep is en jy moet nou in jy weet blindelings in een van ons debatte inloop, dan en jy stel jouself nou, wat doen jy vir 'n lewe? Nee, ek is 'n messelaar. Dan kan die gesprek nou sommer heeltemal verkeerde koers vir jou inneem voordat jy nou eers weet dat daai bakstene jou nou 'n argument gaan kos. Ek dink dit kan nogals interessant raak. Hoor Johan, maar nou moet ek eers 'n bietjie terugkom. Jy het nou gepraat van voorskote. Van wanneer af trek mens nou voorskote aan as jy bou? Ek dog jy
die voorskot as jy kos maak. Waar kom die voorskot nou die ding in? Het ek nou iewers weer iets gemis? Jy sien, ek is nie net 'n paar vergaderings agter nie. Ek ken ook nie al die reëls nie. Ja, jy moet vir Andrew vra dat hy jou foto stuur. Nee. Nee, ek weet nie, ek het al sulke foto's gesien waar hulle staan met sulke voorskootjies. Ek weet nie of hoe werk dit nie. Is ook nou maar wat ek op die internet. Jy sien, ek het ook nou maar as gevolg van 'n tekort aan data my eie teorie gemaak dat dit 'n voorskoot is. Dit kan miskien iets anders ook gewees het. Dit blyk vir my maar net so. Ja, miskien maar Andrew is veilig want hy's aan die Noord-Kaap. As hy nou na Losie toe gaan en hy stap, jy weet, dan kan hy 'n hele paar kilometer stap sonder dat iemand hom nou met 'n voorskoot gaan raak sien. Jy weet, want daar so min mense daar so. Die Noord-Kaap het, soos ons nou voorheen gesê het, bepaalde voordele. Ja, nee, maar ek meen op die einde van die dag, as jy vat, kyk die ander ding natuurlik, in enige boerevergadering is daar mos nou maar mense wat wonder wie is nasionale intelligensie en wie is nie. Ek moet seker ook nie so op YouTube praat van die goed nie, maar dis mos nou maar algemene ding. Wat vir baie jare gekom het. En weer eens het dit ontstaan uit die feit dat daar mense van nasionale intelligensie in vergaderings was. En heel moontlik nog steeds is vandag. Maar jy weet nie wie nie. En dis waar die probleem in kom. As ons by 'n vergadering kom en die ou wat nasionale intelligensie steek sy hand op en sê hierso ek is nou hierso om van julle verslag te doen, dan gaan niemand die ander ouens vermoed nie. Maar omdat jy nie weet wie is daar om verslag te doen nie, word die teorie gebore, ja nee, maar is daai ou of is die ou. Ek dink 'n paar ouens sal sleg onder die bus gegooi, dalk bloot omdat hy nie in goeie smaak opgetree het of iets in daai lyn nie, en dan word hy nou uitgekry as iets wat hy nou regtig is nie. En baie keer dink ek kom die ouens weg wat nou eintlik maar daai joppie het, terwyl die ander ouens die pak kry daarvoor. Ja, Andries, ek wil net sê ek gaan nou nie jou laaste kommentaar hier so hardop lees nie, maar dit maak vir my, ek sal dit na die program met Johan deel. Maar dit is nou nogal snaaks, die mense wat lewendig saamgesels, jy weet, hulle kan daarom saam lag hieroor. Johan, maar jy het nou gepraat oor daai ding, maar ek sien nou die ouens praat nou van hierdie, wat is die Afrikaans nou, kom ons noem dit nou maar chemiese storting, of hierdie chemtrails. Jy weet, en as jy nou daar, jy het nou gepraat oor Doc Louis daar in Oranje, en dan baie keer dan neem hy nou 'n foto van, as daai vliegtuig nou daar oorkom, en jy weet, as dit mos nou lekker koud is party daar, dan maak hy mos nou so streep agter hom. Dan sê hierdie ouens, nee, daai ouens gooi nou wille chemikalie. Ek wonder net, jy weet, dit is nou een van daai goed wat nou nie vir my lekker sin maak nie. Want jy weet, hoe groot moet daai tank wees as daai ding nou van die Kaap af tot hier in Transvaal loop goed te spuit. Jy weet, ek weet nie of daar 'n vliegtuig met so groot tank is nie. Ja, en as daar 'n vliegtuig is met so 'n groot tank, kan mens die ding gebruik as hierdie springkane opstaan in die Noord-Kaap. Want kyk, dan kan jy mos daai hele swerm vat op een slag as jy genoeg. Wat het ons altyd al die jare DDT of DD40, wat was dit gewees? Springkaangif. DDT. Jy weet, dan kan jy daarom 'n stuk daar by ou Chris van Biljon hulle spuit met daai trop springkane of daai swerm wat daar verbygaan. Nee, interessant. Ek kyk nou eendag 'n video. Nou een of ander deel van jou brein, pineal gland, weet nie wat is dit in Afrikaans nie, maar hy is hier half in die middel van jou kop. En die ding is nou half belangrik, veral vir die hoër funksies. En klaar, blyklik is daar 'n paar goed wat hom nou, ek wil amper sê dat krimp, so dat jy nou eintlik nie bietjie verder dink nie. En een van die goed is fluoried. Ek weet nou nie wat, fluoride in Engels, ek weet nie wat sy in Afrikaans. Ja, is fluoried. En dit natuurlik kom in al die basiese tandepaste voor, en in Amerika is dit baie in die water. En niemand weet eintlik hoekom, want hulle beweer ook nou dit het 'n negatiewe gevolg op jou. En die ander een is glyfosaat. Ek hoop ek het die regte Afrikaans vir hom. Wat natuurlik in die gifstowwe voorkom. Wat hulle sê wat ook baie sleg is vir die klier of die stuk brein in jou. En die goed is nou in ons kos. So weer eens, die goed is daar, die fluoried is in die tandepaste, die gif is in die kos,
Hoekom is dit daar, jy hoor wat ek sê, weer eens is daar daai stukkie spasie vir interpretasie. Is dit so of is dit nie so nie? Ek weet eerlikwaar nie. Ek kan nie vir jou sê nie. Maar die ouens sit data neer wat sê maar die goed is sleg vir jou. Hoekom is dit daarin en jy weet en dan begin hulle 'n teorie daarom bou. En ek kan nie noodwendig sê hulle is verkeerd. Hulle het 'n afleiding. Ek dink ons doop daai stukkie anatomie hier op Baardberaad, nuwe woordskepping, word die pierneefklier. Dan kan ons hom ook uitspreek so. Daai pierneefklier. Ja, dit is mos nou die ouens praat mos nou van jou derde oog en nogal interessante ding. Ek luister nou die dag 'n storie van hulle sê party akedisse of is 'n tipe akedis ding. Waar die ding regtig 'n derde oog maak. Jy weet regtig soos 'n derde oog lyk en so dis nou waar hierdie ding vandaan kom en hierdie wat is daai oudjies met die hulle het ook hulle het ook so piramide met 'n oog in die middel. Wie's daai ouens? Is hulle Illuminati? Ja, en hulle het mos daai oog so nou. Dit het ook mos seker te doen met daai pierneefklier. Daai alsiende oog, noem hulle dit mos. Ek sien hierso sê Andries op die Illuminati. Ja, dankie Andries. Ek vergeet baie keer van al hierdie goede. Ja, maar ek hou van daai pierneefklier van jou. Dit gaan ek weer gebruik. Maar ja, wat die ander een was gewees, jy praat nou van die reptiele, natuurlik die reptilians, dat die ander geslag en dat hulle tussen ons loop en dat ek wil amper sê hulle oorsprong of hulle voorvaders reptiele was. Dit is ook natuurlik 'n groot teorie oor die Anunnaki en daai klas van goed. Ek het weer eens te min kennis om myself uit te spreek daaroor. Maar daar's 'n paar manne wat vir jou 'n storie van Adam en Eva in die tuin gaan vertel wat heeltemal anderster is as die een wat jy eens op aangeleer het by die dominee. Johan, nou daar gepraat met daai akedis mensies. Dis nou nogal 'n interessante ding, maar ek dink daai ouens het seker toe ons kinders was daar 'n storie op TV gewees. En ons het altyd laat wakker gebly en die ding half skelm gekyk as my pa al geslaap het dan die TV so sag gesit want ons wou die ding kyk, maar ons moes al in die bed gewees het. Die storie se naam was Wie gewees. Het hulle ook so jy weet die V-teken gemaak, dan was dit nou die oorlog tussen hierdie akedis mensies, dan het hulle ook nou so mensvelle aangesit en muise gevreet in die klas van dinge so. Ek weet nie of dit nou uit daai gedeelte uitkom nie, weet, maar daai is dit ook die vel partykeer dan steek die akedis 'n bietjie uit. Dink jy nie dat daai ouens het te veel TV in die 80's gekyk nie? So wanneer dit kom by media en by stories in die klas van goed, is daar 'n groot vraag rondom wat kom eerste? Die idee of die waarheid? Met ander woorde, waar het hulle die idee gekry vir hierdie reptielmense? Hoekom was dit nie hyena mense nie? Of hoekom was dit nie papegaai mense? Hoekom was dit spesifiek reptielmense? En dit begin 'n interessante gesprek maak oor jy weet die Bybel sê alles wat is was en sal wees. Dit is maar 'n beginsel wat homself herhaal. So waar kom al hierdie goed vandaan wat hulle maak? Wie het dit vir hulle gewys? Wie het vir hulle gewys hoe lyk die klomp wat uit die hemel uitval? En dan word daai goed gebruik. En nou sien iemand anders dit om op TV, soos wat jy hom nou daar op TV gesien het, dan sê jy maar okay, goed, dis seker omdat ek hom op TV gesien het dat ek hom ken. Maar eintlik kom dit van iewers anderster af en dit is hoekom hy op TV is, want iemand anders het hom op 'n ander plek gesien of iets gehoor. So dis ook 'n interessante waarwiel wat draai. Wat was nou eerste gewees? Ek sien nou Andries vra, dink net wat se babers kan daai akedisse vang? Ja, maar hy het net gepraat van hartebees. Nou kyk, as jy hom by 3 damme gesien het, dan moet dit die waarheid wees. Ek meen as 3 vissermanne by 3 damme gelyktydig, dan moet dit die waarheid wees. Dan kan dit nie meer 'n teorie wees nie. Ja, nee, wragtig. Nee, dit is nou regtig babers, jy weet. Dis nog net daai ons wat nie groot babers gevang het nie wat nie daai storie glo nie. Dit is as jy nou al regtig op 'n bootjie gesit het en daai ding trek vir jou hoek, nê. As daai ding so vat en as jy daai visstok so net wil vasvat met die hand en hy breek daai lyn in sy kanon in,
dan moet dit een van daai barbers wees wat daai duiker in die bek het, jy weet, dit kan pragtig nie 'n ander ding wees nie. Ander ene wat natuurlik ook baie gewild is die hoeveelheid wat ons dopgehou en gemonitor word. Nou ja, ons weet natuurlik op jou foon, as jy nou hard langs jou foon sit, sê jy wil nou buitekant gaan sit op 'n kampstoel, maar jy het nie 'n kampstoel nie. As jy weer Facebook oopmaak, dan adverteer hulle kampstoele want hulle luister wat jy sê en dan adverteer nou jy daai tipe van ding. Hoeveel ons gemonitor word, wat gemonitor word, hoeveel van jou persoonlike inligting is beskikbaar. Dit is vir my ook nogal 'n interessante gesprek, want ons word definitief gemonitor. Het dit of dit deur 'n masjien is en of dit sleutelwoorde is en of dit vir bemarkingsdoeleindes is en of daar een of ander sinisterre rede agter dit is dat ons ek weet nie wat ook al hulle met ons wil doen nie. Maar ek wonder baie keer, jy weet, hoe ver gaan dit? Hoeveel van dit is vir wins? So met ander woorde, groot besigheid wat inligting versamel sodat hulle direk aan jou kan bemark wat jy wil nodig hê, teenoor hoeveel is vir ideologie of vir mag. Met ander woorde, 'n regering wat jou dophou om seker te maak jy jaag nie iets aan nie. Jy weet, en hoe ver word ons gemonitor? Is jou kamera van jou foon, neem hy foto's of neem jou kamera klank op terwyl hy eintlik veronderstel is om af te wees? Is daar iemand wat dit sit en monitor? My probleem net met die monitor is, en ek nou al die ding sit 'n bietjie ding. Jy weet, ons is, kom ons sê 2 miljoen of 4 miljoen mense wat nou Afrikaans praat. Dan moet jy 4 miljoen mense hê om elkeen van ons te monitor. So dit gaan ons nou nie deeg nie. So ek weet nie, jy weet, wat neem hulle op, wat weet hulle, wat wil hulle weet? Dit is ook nogal 'n interessante gesprek. Ja, maar hulle luister net na party van ons, Johan, hulle hoef nie almal nie. Die wat gaan loop in die entry staan eerste en daai klas van goed, daai ouens is okay. Hulle fone is reg, is net ons fone wat gemonitor word. Hulle hoef nie daai ouetjies te kyk nie. Hulle is die soet ouens. Daai ouens wat agter die klas sit, die onderwyser pas vir hulle op. Hulle is nie gepla oor die voorbankers nie. Hoor eens albei, nou ek het groot geword met 'n plaaslyn. Nou op die plaaslyn was daar mos nou maar 'n klomp mense wat dieselfde telefone gehad of dieselfde lyn gehad het en dan jy nou maar ons was nou 2 kortetjies en 2 langes en my ouma was 1 kortjie en 1 lang. Maar nou so vertel hulle die storie van die mense op die plaaslyn. Maar as almal nou inluister, dan word die lyn al dowwer. En die oom, hy weet toe daar's 'n spesifieke tannie wat sy is lief om in te luister. Jy weet, was tyd voor TV, so hulle het nie TV en radio gehad, of hulle het radio gehad, maar nie TV gehad nie. Dan sit hy nou maar heel aand en luister ander mense se gesprekke. En hy wil toe nou iets privaat praat of hy wil haar toe nou uitvang. En so begin hy toe nou 'n storie vertel oor haar kampstaf. Laat sy later dit nie meer kan hou nie en toe nou maar inchip en sê maar dit lieg jy. En toe weet almal nou sy luister saam. Nou ja, ek het al baie gewonder, jy weet, as die ouens so inluister op die telefoongesprekke of hulle nie al op 'n stadium gaan sê, maar dit lieg julle, dit was nie ons nie. Ja, nee, daai klink vir my soos nommer asseblief. Ek kan nou net nie daai tannie se naam onthou nie. Daai antie op die sentrale, soos jy nou gesê, daai nommer asseblief. Johan, maar ek het nou vanaand die mense bietjie afgeskeep met 'n lekker lag videoetjie. Nou vanaand het ek 'n lekker lag video en omdat dit 'n Engelsman maak, het ek so 'n bietjie lekkerder gekry, maar nou moet ek sê, ek het gaan soek na die oorsprong van hierdie video, Johan, en ek het daar op Twitter het ek nou 'n bietjie gaan rondkrap vanmiddag. En toe het ek 'n ander video gesien wat die ou ook, maar hy's uit sy kassie uit. Jy weet, toe hy nou sien daar's iemand wat afneem, is hierdie nou uit sy kassie uit en hy gil en skree. Dit maak toe ek daai is nou jammer, ek kan nou nie die goede daar afgelaai nie. Dit maak hierdie video nou meer spesiaal. Maar alhoewel die nou baie snaaks is dit eintlik 'n baie hartseer verhaal daar in Engeland. Is Afrika besig om hulle sterk in te haal, en alhoewel ek nou sê onheil oor Engeland kan nou nie sleg wens vir kinders nie, maar daar hulle sê nou hy's 'n Engelsman, of Engelsman is seker verkeer, hy's in Engeland gebore, kan ek so sê, maar sy pa maak kom hy uit Afrika uit, en hulle, weet ek nie of hulle noodwendig wettig in die land was daar nie, maar hy's net daar gebore. Maar toe het hy nou 3 kinders met 'n mes gesteek,
of 3 kinders doodgesteek in Engeland en toe's die optogte daar en ek sien in Engeland die hartseer van die situasie, ons het nou gepraat van alle diere is nie altyd ewe welkom nie. Jy weet waar die immigrante te kere gaan, los die polisie hulle, nou dat hierdie Engelsmanne self opstaan. Nou is die polisie teenwoordigheid baie sterk en ek sien die ouens kla nogal. Maar dit is nou so 'n bietjie agtergrond, dis nou die donker agtergrond daar uit, maar kyk, as jy so dom is soos hierdie ou, jy weet, sê hulle nou, ek glo nou nie baie in evolusie nie, maar ou Darwin, jy weet, partykeer sorteer hulle maar dinge uit, jy weet, hoe sê hulle, as die kop dom is, moet die lyf suffer, so, as jy nou, hier's nou 'n bietjie raad, as jy nou deelneem aan 'n optog, moet nou nie so onnoosel wees soos hierdie ou nie, jy weet, kies daarom waar jy staan, kom ons kyk gou. Ekskuus Johan, amper verstik ek hier van die lag, maar kyk as die ou so agter die kop gooi en as hy nog terugkom en dan kry jy nog 'n hou hier van vooraf op, kyk, dit is vir my skreeusnaaks, ek het baie harder gelag as wat ek moes vir hierdie video. Ek weet nie of almal dit so snaaks vind soos ek hier, maar ek het lanklaas so lekker gelag. Ja, nee, kyk, hulle as jy in so 'n situasie is, dan moet jy maar bietjie versigtig wees en bietjie wakker wees. Dis nou, ek wonder nie daai tweede een was dit as prins gewees of nie. Daai tweede baksteen. Johan, maar ja nee, dit kan jy nou nie sien nie. Ek dink dit is nou daar soos, ek weet hierdie ouens wat mos boshokkie speel, as hulle nou daar op daai lang in 'n ry staan, hulle slaan nou klomp balle net sommer weg. Ek weet nou nie wat is die pret daar nie, maar ek het al gesien as daar nou 'n ouetjie loop balle optel of met 'n karretjie ry daar, dan word hy mos nou die teiken. Ek dink dit is wat daar gebeur het met die tweede een. Jy weet, die eerste was nie noodwendig, maar as hy nie so 'n kapok handjie daar gaan staan waar die bakstene neerreën nie, dan sou hy die eerste een dalk gemis het. Ja, maar jy kan ook dat daai mense is seker nou al ernstig oor hulle optog en nou kom maak die ene 'n koggelry daarvan. So dis hoekom ek sê ek wonder of hierso is 'n samesweringsteorie in die afwesigheid van data, of ons nie weet of dit as prins was of nie. Laat daar dalk iemand in die gehoor was wat gemik het vir hom daai tweede ronde. Nee, maar dis hoekom ek nou 'n bietjie die voorgesê het, as ek sien hoe hy aangegaan op 'n vorige een, want ek kyk toe nou die ou se sweetpakkie met sy geskryf op en ek sien hier's 'n ou wat skree wat hulle nou voorheen wys, maar ek dink hy die ouens in die optog al geïrriteer. Jy weet, hy's een van daai, jy kry mos altyd 'n ou wat jou irriteer by so 'n plek en ek dink dit hulle dalk gemik vir hom. Ek dink jy's dalk nie reg nie, want as ek die vorige een gee, toe was hy nog nie beseer nie, maar jy weet, toe was hy uit sy kassie uit. Ek dink hy het 'n paar Engelsmanne dalk 'n bietjie verkeerd opgevryf daar. Ja, nee, dit is interessant. Ons het nou nog nooit by die Olimpiese spele gedraai nie. Daar is ook natuurlik mengelmoes van samesweringsteorieë oor hulle openingsseremonie en wat daarmee gepaard gegaan het. Ek sien Samsung, dink ek, wat onttrek het, en dit is ek dink 1 miljard of miljarde wat hulle gesê het die spele werk nie meer vir hulle nie. So ja, interessant. Ja, Jan, ek sien ons tyd is ongelukkig op. Ja, as jy sê, daai ouetjie wat lyk of hy van Loftus af ontsnap het, wat daar voor gesit het, blykbaar in die openingsseremonie. Ek het nie die ding gekyk nie, so toe ek nou die kommentaar daar sien, toe ek ook nou geen behoefte gehad om die ding te gaan kykie, so ek kan my nou nie daarop uitspreek nie, maar ek sien een van die Europese lande se visiepresidente sou deel uitgemaak het van die wat noem ons nou die seremonie aan die einde, en hy het gesê nee, jammer, hy gaan nie kom nie, hulle kan daai seremonie druk waar die son nie skyn nie. Ek sien daai ons het nou mooi probeer verduidelik, dit is nou blykbaar nou nie op Christenskap nie, en dit het nou blykbaar, jy weet, maar die manier wat hulle dit gedoen het, sê, ja, maar julle klomp dom ouens, julle is net nie belese nie, dis gaan eintlik oor 'n klomp gode hierdie, en daai ou is net 'n bloubil ondersteuner, en jy weet, hulle daai ding so probeer draai, maar jy weet, hoe sê hulle, jy kan nie
almal altyd 'n rad voor die oë draai nie. Jy weet iewers gaan die uitgevang word, so ek dink daai, soos hulle nou sê, daai kite het nie gevlieg nie, jy weet, ek dink bittermin mense glo hulle verduideliking, veral omdat hulle eers om verskoning gevra het. Hulle het eers so halfhartig om verskoning gevra en toe skielik toe kom hulle met 'n ander storie uit. Nou hoekom sal jy nou om verskoning vra as die storie nou nie so is nie, jy weet, ja Johan, ons kan baie daaroor seker ook gesels, maar ons sal hom maar moet los vir 'n ander program, want ek sien ons tyd is verby. Ja, nee, want ek dink ons gaan 'n program daaroor hoef te hou nie, almal weet waaroor dit gaan, en ja, nee, daai een ou se hele toolbox hang uit, man, dan, ek meen, jy moes gedink het voor die tyd. Ek sien daar's 'n Fransman wat, lyk my afstammeling is van die, amper sê die pioniersfamilies van Frankryk, wat hom ook sterk uitgespreek het en gesê die Christelike waardes en bietjie opgestaan het. So, goed vir hulle, goed vir die Christene wat opstaan, is reg, bly om dit te sien. Maar ja, voordat ons nou in ons tweede uur ingaan, dankie Alwyn, dit was lekker en dankie vir almal wat saamgesels het. Ja, sê jy kan daai ou met sy toolbox ook maar met 'n baksteen gooi het. Dit sou my 'n groot vermaak verskaf het. Maar ja, op daardie noot, baie dankie dat julle gekyk het ten spyte van die uitdagings in die begin. Ons hoop julle kuier volgende keer saam, en ek sien dit was sommer 'n lekker program. Die mense het baie lekker saamgesels en dit maak 'n program sommer baie lekker. So van my kant af is dit so 'n ouer gewoonte. Alles van die beeste en groente op die plaas.